Goeiedag. Dis lekker dat ons weer by mekaar kan wees en ek hoop dat jy iets van God se teenwoordigheid en sy liefde en eintlik juist sy deernis en barmhartigheid in vandag se diens sal ervaar. Ons gaan saam lees vandag uit Matteus 9 van vers 9 tot 13 en ek lees daarso vir ons en dan verder van vers 18 tot 26 uit die 2020 vertaling. Toe Jesus van daar af verder gaan, sien hy 'n man met die naam Matteus by die tolhuis sit en sê vir hom: "Volg my." En hy het opgestaan en hom gevolg. Toe hy in die huis vir ete aanleen, het daar onverwags ook baie tollenaars en sondaars opgedaag en saam met Jesus en sy disippels vir ete aangeleen. Die Fariseërs het dit gesien en vir sy disippels gevra: "Waarom eet julle leermeesters saam met tollenaars en sondaars?" Toe Jesus dit hoor, het hy gesê: "Gesonde mense het nie 'n dokter nodig nie, maar wel die siekes. Gaan leer wat beteken, ek wil barmhartigheid hê en nie offerande nie. Ek het immers nie gekom om regverdiges te roep nie, maar sondaars." Hy was nog besig om die dinge aan hulle te sê, en kyk, daar kom skielik 'n leier aan. Kniel voor hom en sê: "My dogter het pas gesterf, maar kom lê u hand op haar en sy sal leef." Jesus het opgestaan en hom gevolg, en sy disippels ook. Daar het toe skielik 'n vrou wat al 12 jaar lank aan bloedvloeiing gely het, van agter nader gekom en die soem van sy boekleed aangeraak. Want sy het vir haarself gesê: "As ek tog net sy boekleed kan aanraak, sal ek gesond word." Jesus het omgedraai, haar gesien en gesê: "Hou moed, dogter, jou geloof het jou gered." En van daardie oomblik af was die vrou gesond. Toe Jesus by die huis van die leier kom en die fluitspelers sien en die klomp mense wat luidrigtig huil, het hy gesê: "Gaan weg, want die dogtertjie het nie gesterf nie, maar slaap net." Hulle het hom egter uitgelag. Toe die klomp mense uitgejaag is, het hy ingegaan en haar aan die hand geneem en die dogtertjie het opgestaan. Die nuus hieroor het deur die hele omgewing versprei. Nou dink mooi aan 'n geleentheid toe jy diep geraak was deur iets. Dalk jou kind se geboorte, 'n musiekstuk of 'n kunswerk. Dalk die goedheid van iemand, die omgee van 'n vriend. Daagliks is daar so baie dinge wat op ons 'n effek kan hê, dat hierdie teer oomblikke maklik verby 'n mens kan gaan. Dis of die geskarrel van die een ding na die volgende, of die oomblik wat jy stil het om net te sit. Is dit nie iets wat jy net kan inneem waar jy is en wat nou om jou aangaan nie, maar dink jy of beplan jy alweer aan die volgende goed? Jou kind wat 'n praatjie het wat geskryf moet word, of die volgende deadline wat nog voor lê en wat nog moet gebeur daarvoor, of wat eet ons vanaand? Dit kan nogal 'n probleem bring, soos die eerste voorbeelde, dat daardie dinge wat diep tot ons menswees spreek, oordreën word deur ander geraas van ons daaglikse lewe. Die dinge wat ons geleer het om te verduur, en dit veroorsaak dat ons hierdie goue oomblikke misloop of miskyk. In die oomblik wat ons stilte het, om te soek na die sin om ons, dat dit oorverdowend kan raak. In beide hierdie scenario's raak ons na binne gekeer. Wat moet ek doen? Wat moet ek wees? Is ek genoeg? En ons mis die ons. Ons mis die ander. Matteus 9 maak vir ons hierdie wêreld oop. Jesus loop verby 'n tolhuis. Dit klink amper soos 'n gewone detail, 'n tolkantoor, iemand se werkplek. Maar in daardie wêreld was dit nie 'n neutrale plek nie. Mens moet nie dink aan die rye wat jy sit by Binnelandse Sake of by SARS nie. 'n Tollenaar was nie bloot iemand wat namens die staat mense se belasting ingevorder het nie. Matteus sit daar en hy dra 'n hele storie saam met hom. Hy was vir die mense wat met hom te doen gekry het, 'n simbool van die samewerking met die Romeinse staat, van uitbuiting. Hy was 'n verraaier wat sy mense uitgebuit het en 'n hoë las op mense geplaas het, die las van die Romeinse ryk. En boop het hy sy eie geld ook nog gevat en vir homself gevat. So het hy nie net met ander mense se geld gewerk ook wat onrein was nie, hy was nog skelm ook geweest. Maar Jesus sien hom nie net as tollenaar nie, nie net as die probleem nie, nie net as daardie man met 'n reputasie nie. Jesus sien Matteus en sê: "Volg my." Dis so kort dat mens amper daaroor lees, maar dis 'n groot verrassing in hierdie teks, want Jesus beweeg eerste en hy wys vir Matteus daar's 'n ander opsie.
Matteus vra nie eers vir 'n tweede kans of gee 'n mooi getuienis of sê ek wil tot bekering kom, ek wil my lewe verander nie. Hy verduidelik nie eers hoe goed sy hart eintlik is nie. Jesus kom na hom toe. Genade begin nie by Matteus se verbetering nie. Genade begin by Jesus wat hom roep. En dan gebeur daar iets merkwaardig. En dis wat die Fariseërs omkrap. Jesus gaan sit aan Matteus se tafel. Hy assosieer met hom, iemand wat onrein is, iemand wat skelm is en skielik is daar baie tollenaars en ander mense saam met hom. Hulle noem hulle sondaars. En Jesus gaan na een persoon op die rand en ander volg. Daar's nie waar mense gedink het, daar's nie plek vir my nie, kry hulle toegang tot God. Dis baie belangrik. Jesus se teenwoordigheid skep toegang. Nie net vir Matteus nie, maar vir ander ook. Want dis hoe genade werk. Wanneer een mens agterkom, Jesus skram nie weg van sy storie af nie, begin ander mense wonder, maar dalk is daar vir my ook plek. Dan hoef ek nie eers alles reg te hê nie. En die Fariseërs sien dit en hulle is omgekrap, want in hulle wêreld hoor dit nie so nie. En daarom vra hulle, eet julle leermeesters saam met die tollenaars en sondaars. Hulle bedoel dit as kritiek. Maar sonder om dit te besef, sê hulle iets oor Jesus. Hy is die leermeester wat aan tafel sit by mense wat deur ander mense op afstand gehou word. Hy torring aan die wêreldorde. In daai wêreld was saam eet nie sommer net 'n ding nie. Ons kry gou iets by die padstal nie. Om saam met iemand aan tafel te sit, beteken ek assosieer met daardie persoon. Jesus word gesien saam met mense wat deur ander eerder op 'n veilige afstand gehou wil word. Hulle wil nie die ongemak van daai mense aan hulle lywe voel nie. En dan antwoord Jesus hulle met die woorde van Jesaja, ek wil barmhartigheid hê en nie offerande nie. Hy sê, hy gee nie om oor hierdie skynheiligheid nie. Ek soek barmhartigheid. Barmhartigheid wat jy net by God kan kry. Dalk wil mense soms jou vrese as godsdienstigheid aantrek en baie oordentlik lyk en mense op afstand hou. Ons sien hoe mense met groot vroomheid en vernyn en haat uitspoeg om mense eenkant te hou, maar Jesus wys iets anders. God se barmhartigheid beweeg nader. Die Matteus se skryfwerk kom hierso tot 'n punt en hy skuif dadelik na die volgende toneel van 'n leier in nood. Sy dogtertjie het gesterf. Kom lê net u hand op haar en sy sal leef. Dink net hoe vreemd daai sin is. 'n Dooie liggaam was volgens die reinheidswet van Israel 'n bron van onreinheid. Jy raak nie sommer aan 'n dooie mens nie. Die dood maak ons nou nog ongemaklik. Die dood voel swaar, dit neem die suurstof uit 'n vertrek uit. Maar hierdie man sê, as Jesus net aan haar raak, het die dood nie die laaste sê nie. Hy verstaan nie alles nie, hy het nie 'n mooi uitgewerkte opstandingsteologie nie. Hy's 'n pa in nood en hy's desperaat. En soms is dit waar ons gebede korter raak. Kom lê net u hand op haar. Jesus staan op en hy gaan saam. En op pad gebeur daar weer iets. 'n Vrou wat 12 jaar lank aan bloedvloeiing ly, vat aan sy soem van agter af. Kom ons lees daai stadig. 12 jaar lank. 12 jaar se liggaamlike ongemak, 12 jaar se onsekerheid, 12 jaar se moontlike sosiale afstand en volgens Levitikus se reinheidswette sou haar toestand daar ritueel onrein gemaak het. Sy's afgesny. Sy's nie skuldig nie, maar dit beteken haar liggaam het 'n grens geword waaroor mense versigtig is. Sy raak hom van agter af aan. Sy hartseer klein detail. Sy kom nie oop en vry nie, sy kom stil, amper onsigbaar. Asof sy nie ruimte wil opneem nie. Sy sê vir haarself, as ek net aan sy bokleed kan raak. Ook sy sê iets van Jesus wat groter is as wat sy self dalk verstaan. Sy sê daar's genoeg lewe in hom dat selfs die rand van sy kleed hoop dra. En nou kom ons by die kern van hierdie teks. En hierdie gewone logika van rein en onrein werk aanraking in een rigting. Onreinheid affekteer die een wat aangeraak word. Maar by Jesus draai hy hierdie rigting om
Jesus word nie deur haar onreinheid geaffekteer nie. Jesus affekteer haar onreinheid met lewe. Jesus word nie deur Matteus se reputasie besmet nie. Jesus raak Matteus se storie met roeping aan. Jesus word nie deur die tafel se mense verdag gemaak nie. Jesus maak die tafel 'n plek van barmhartigheid. Jesus word nie deur die dogtertjie se dood oorweldig nie. Jesus neem haar hand en sy staan op. Dis nie bloot 'n klein detail nie. Dis evangelie, dis goeie nuus. Kom ons wees eerlik, ander se gebrokenheid en ongemak maak ons ongemaklik. Ons het nie die antwoorde nie en dit herinner ons ook gans te maklik in ons eie broosheid. So ons ease eerder oor dit. Maar Jesus wys dat God se barmhartigheid sterker is as die dinge wat mense skaam, uitgesluit of onaantastbaar maak. Dit beteken nie ons moet roekeloos wees met ons grense nie. Veilige grense is deel van liefde. Ons almal weet aanraking kan ook seer maak. Woorde kan seer maak, nabyheid kan misbruik word. Daarom sê die preek nie jy moet net grensloos leef en grensloos beskikbaar wees nie. Want dit klink soos uitbranding met 'n vroeë Bybelsous sê. Maar Jesus wys vir ons 'n ander manier van teenwoordig wees. Nie vanuit vrees of afstand nie. Nie vanuit selfbeskerming as die hoogste waarde nie, maar vanuit barmhartigheid. Daar's nog 'n moontlike historiese agtergrond wat hierdie teks nog ryker vir ons kan maak. Sommige geleerdes dink Matteus se evangelie is moontlik vir die mense in Antiochië geskryf. En daar het blykbaar 'n epidemie uitgebreek in Antiochië wat gemaak het dat die mense siek geraak het, onrein geraak het en hulle sou hulle familielede wat siek was buite die stad verban het. Die gelowiges het egter hierdie mense ingeneem en hulle versorg en so die geloofsgemeenskap gegroei. Hulle het die grense geskryf tussen rein en onrein, rein, wie toegang het en wie nie. En met hierdie verhaal kom sê Matteus, dis oukei, julle mag. Dis wat God wil hê, ons is anders, ons ontvang mense anders. In so 'n gemeente moes Joodse en nie-Joodse gelowiges leer om saam te behoort, saam te eet, saam 'n nuwe familie in Christus te word. Mense wat vroeër vir mekaar verdag was, moes nou leer, God het ons by dieselfde tafel aangebring. Dis nie net mooi teorie of stories nie, dis hulle gemeentelewe. Wie word genooi? Wie word verdra, maar nie regtig ontvang nie? Wie sit nie naby genoeg om die program te sien nie, maar nie naby genoeg om deel van die familie te voel nie? Dit raak ons ook. Want ons verteenwoordig God by mense. Mens moet dit versigtig sê, want ons kan nie God besit nie. Ons kan nie altyd God reg wys of heeltemal weet hoe God is nie. Maar ons kry dikwels 'n gevoel van God deur hoe God se mense aan ons raak, deur hoe ons praat, deur hoe ons luister, deur wie ons raak sien, wie by ons tafel aangesluit word, hoe ons reageer wanneer iemand se lewe morsig is. 'n Kind leer iets van God uit die manier waarop 'n groot mens afbuk en na hulle luister. 'n Senior persoon wat wonder, maar is my lewe nog nuttig? Leer iets van God wanneer iemand sê, hoe gaan dit? En dit regtig bedoel, regtig luister. Ons is mense. Ons is nie to-do lists nie. God se goddelikheid stel ons menswees in staat. Dis wie ons is, dis ons identiteit. En ons is aangeraak, daarom kan God se barmhartigheid deur ons ander aanraak. In plaas van dat ons wêreld ons affekteer, dat Christus deur ons 'n effek sal hê op die wêreld. So kom ons vra hierdie anders. Wat raak deur my aan ander mense? Wanneer iemand met my in aanraking kom, word hulle meer bang, word hulle meer skaam, meer alleen, meer bewus van hulle foute? Of gebeur daar iets klein, iets soos in Matteus 9? Voel hulle word gesien, nie net gelabel nie, nie net hulle siekte nie, nie net hulle verlede nie, nie net hulle ouderdom nie, of hulle usefulness nie. Daar is barmhartigheid. Daar's 'n tafel. Daar's 'n hand wat nie
terugdeins nie. Ons is op pad en op hierdie pad verander Jesus nie net waarheen ons gaan nie, hy verander hoe ons aan mense raak terwyl ons gaan. Ons het ook gehoor, volg my. Ons dek dat Christus nie terugdeins vir ons broosheid nie. Daarom kan ons begin om ander mense nie eers as 'n bedreiging te sien nie, maar as mense wie God se barmhartigheid nodig het en wie sy barmhartigheid reeds in beweeg. Mag Christus ons so aanraak dat sy barmhartigheid ons deur ander aanraak en andersom. Mag ons nie net met maklike antwoorde dinge toemaak nie. Mag ons nie net mense op 'n kant hou nie, maar mag ons met werklike teenwoordigheid mense raak sien en vra, hoe sien ek God in jou? En daar is die lewe nader as wat ons dink. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons na U toe kan kom. Dankie dat U reeds by ons is. Ons bid, Here, dat U ons ook sal bewus maak van U teenwoordigheid in ander. Dat ons ander ook as U skepping sal sien. Dat ons so sal uitreik met barmhartigheid na ander. Mense sal innooi, mense sal deel maak en vir mense hoop sal deel. Ons ontvang U hoop en U barmhartigheid. Amen. Ontvang dan die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die kragvolle werking van sy Heilige Gees is met jou. Mooi weg vir jou verder. Totsiens.